Vandag net gou 2 goedjies. Ek die Bybel toegemaak voordat ek wegspring. As ons op die onderwerp is van werk verloor 2011 hierso. 2012 2 werke na mekaar verloor ek my werk. Eerst in 'n oorname en die volgende in 'n besigheid wat verklein is. Ek het oor die 100 CV's weggestuur. Ek het boek gehou daarvan. Maar mense het uitgawes. Maar die Here het my gesê, bly in sy woord. En ek lees hierdie vers een oggend, Psalm 42 vers 9. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Dit was in 2013 wat ek het gekry het, en dit was 2 of 3 dae daarna. Toe kry ek 3 goeie aanbiedinge. En ek moes 'n keuse gemaak het, en ek het een van die beste werke in my tyd, my loopbaan nog gekry. Goed, dit is my getuienis. Psalm 63, vers 1 tot 9. 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U. My vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en die heerlikheid te sien. Want die goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank en die naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe as ek aan U dink op my bed en die nagwake oor U pyns. Want U was 'n hulp vir my en in die skaduwee van U vleuel sal ek jubel. My siel sal aan U vaskleef. U regterhand ondersteun my. Ewige Hemelvader, dankie dat ons vanmôre in die naam van Jesus na U toe kan kom. En vir U kan verheerlik as die almagtige God. En daar is net geen ander soos U nie, Vader. Geen ander in die hemele of op die aarde soos U nie. Dankie Jesus dat U vir ons kom sterf het. Dat U bloed gestort het vir ons, om ons skoon te was van al ons ongeregtigheid. Maar dat deur U kosbare bloed ons versoen is met ons Vader, wat ons ewig lief het. Dankie Vader, dat ons op hierdie besondere oggend saam hier kan vergader, saam met U, want U is hier. Ons hoef nie daaraan te twyfel, die Vader. Heilige Gees sal hier met ons elkeen wees, en ons hart spreek, sodat U verheerlik kan word. Jesus, U is ons koning, en in U naam vra ek dit alles. Amen. Ja, ek moet seker my horlosie ding uithaal, dat ek kan sien hoe ver is ek. Genade, ek het net 20 minute. Gaan 'n bietjie knorr. Toe maar, ek het Nederlandse bloed soos ek al gesê, so ek kan vinnig praat, julle moet net vinnig luister. Julle sal onthou dat tydens Desember maand het ek die 3 kom boodskappe gekry van die Here af, en die tweede een is van kom van Moses. En die verhaal van Josef wat eens gegaan het, en toe het hulle onder leiding van die farao self, want daar was
'n droogte gewees en 'n hongersnood in Israel, het die Farao self mos vir hulle gesê, vir Jakob, kom en kom bly in die land Gosen, of in die gebied Gosen, ek sal vir julle sorg. Of julle kan daai gebied, dit is 'n gebied wat goed is vir veeteelt. En wat hulle toe soontoe gegaan het. Met Josef was mos toe tweede in bevel gewees. Op die ouderdom van 110 kom Josef en sy geslag te sterwe. En 'n nuwe generasie van konings kom aan bewind in Egipte. Hierdie nuwe konings begin die Joodse volk, wat intussen gegroei het na 'n groot en magtige God, 'n groot en magtige nasie, begin onderdruk deur dwangarbeid met klei en bakstene en werk in die landerye. Let net op, hulle was nie hongerig gewees nie. Later praat hulle in die teks van wat hulle baie vee gehad. So was nie 'n kwessie van honger nie, hulle is net onderdruk, omdat hulle bedreiging was. Toe die volk van Israel verdruk was deur die nuwe farao's, was hulle rigtingloos, onwelkom, slawe, leierloos, sonder burgerskap, vaderloos, vergete, verlore. Maar was hulle regtig? Die Here hoor die smekinge van sy volk en rig Moses op om hulle uit Egipte na die land Kanaan te bring. Maar hoe sal Moses die volk van Israel oortuig? Die Here identifiseer hom duidelik. In Eksodus 3 vers 6 en 7. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk, wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Met ander woorde, die Here het geweet van hulle. Hulle was nie al die boonste eienskappe waarvan ek gepraat het nie. En dan volg die bekende versie. Eksodus 3 vers 14. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet die kinders van Israel antwoord. Moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Daai ek is wat beteken, ek bestaan. Die gelyke vers is in Jesegiel 20 vers 5. En sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Die dag toe ek Israel uitverkies het, het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob en my aan hulle bekend gemaak in Egipte land. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê, ek is die Here, julle God. Beteken as 'n mens in swaar omstandighede is, dan het jy daai vaste versekering nodig, daardie hoop. Hoop is wat mense aan die lewe hou. In die slegste situasie, as jy 'n klein bietjie hoop vir iemand kan gee, kan jy hom vervat. Maar kom ons gaan 'n bietjie terug. Meer na die begin, lank voor Josef. Want hier volg 'n patroon deur die Bybel. 'n Patroon van 'n God wat goed is. Altyd goed. Maar sy skepsele wat nie altyd na hulle God luister nie. In Genesis het ons die verhaal van Adam en Eva. Die hele skepping was goed. Maar die mens se skepping was baie goed. In Genesis 3 vers 4 of 3 vers 8. Dit volg nadat die Here vir hulle sê dat julle mag nie van spesifieke bome eet nie. Toe gaan eet hulle so ongehoorsaam. Toe gaan eet hulle van daai bome. Genesis 3 vers 8.
En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwynkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Die Here was van die begin af betrokke by die lewens van sy skepsele. Maar die mens het vrye keuse en besluit oor die plek en gesag van die Here in sy lewe. En die Here oordeel die besluit. Die gevolg is verdoemend. Ongehoorsaamheid is 'n gevolg van deur nie vir God te vrees nie. So as jy God sal vrees, sal ongehoorsaamheid van jou wyk. Genesis 3 vers 23 en 24. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. So het die Here dan die mens weggedrywe en 'n gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Onthou hulle het geëet van die boom van kennis van goed en van kwaad. Adam en Eva was verwyder van intimiteit met God, maar nie verwerp deur God nie. Dit wat vir die mens van onskatbare moet wees, is deur die mens self te gering geag. En hoe dikwels maak ons nie dieselfde fout nie, en neem ons verkeerde besluite nie. Die wese van die Here is egter om weer daardie intimiteit te herstel. Maar dit gaan tyd vat. En so begin die Here met individue te werk. Noag, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, en so kan ons aangaan. Nou spring ons weer vooruit terug na Egipte toe. Terug in Egipte en die volk moet besluit, wat moet ons maak met hierdie blye boodskap wat Moses bring? Moet ons bly in die verdrukking, maar ons is te weet ten minste waar ons is en wat ons het? Of moet ons gehoorsaam wees aan die man en die tekens wat ons sien en met ons saam met hom gaan? Die keuse is voor die hand liggend. Hierna volg die uittog uit Egipte, deur die gekloofde water van die Skelfsee, in die woestyn tot op die rand van die belofte. Marius het net gepraat van die belofte. Dit is 'n interessante woord, wat meer dikwels voorkom. Die land van melk en honing, Kanaan. En die volk verwerp die woord van die Here. Dit is op die grens van Kanaan. En die Here sê vir hulle, gaan in. Maar hulle kyk na huidige situasie en hulle sien die reëse. En hulle spreek oor hulle self en hulle sê, dit sou beter vir ons gewees het as ons in Egipte gebly het. En vir 40 jaar is hulle gevangenes van hulle eie ongehoorsaamheid. Dit is nie die Here wat hulle in gevangenskap gesit het, hulle het self daai besluit geneem. Maar hierdie 40 dae word die Here gebruik, weer eens los die Here hulle nie. Dit word die Here gebruik om die volk sy wete leer. En hy lê sy wette, sy verordeninge, sy insettinge aan hulle voor. En duidelike opdrag volg dit. Reg deur die Ou Testament herinner die Here die heeltyd die profete aan om vir die volk te sê,
luister na die wet, luister na die profete, want hulle is my boodskappers, deur die hele Ou Testament. Want daar is iets besonders in die wet. Moses en Aaron moes telkens met hierdie hardnekkige volk twis, wanneer hulle die Here getart het. Maar die Here se goedertierenheid is tot in ewigheid. Ons ken almal die voorbeeld van die goue kalf. Dit was een van hulle rebellies gewees. Terwyl Moses besig was om die wet te kry op Sinaï, het hulle besluit om 'n goue kalf te giet. Levitikus 26 vers 11 en 12 sê vir ons: En ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskuw hê nie. En ek sal in julle midde wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Wel buite die beloofde land, maar daar reeds, sê die Here, en julle sal vir my 'n volk wees. En toe die 40 jaar verloop het, en die Here se belofte gestand moes doen, lei hy die volk in Kanaan in. Die volk is gehoorsaam, en onder leiding van Joshua gaan hulle in. Want hulle besef, hulle lewe is in gevaar, in die onbekende. Maar nou ja, typies mens. Dit is om te luister as jy in gevaar is en iemand kom met hoop na jou toe. Maar sodra dit begin voorspoedig raak, dan vergeet jy jou verlede. Hulle was skaars in Kanaan, of hulle oë dwaal weg van die Here af. Weereens verwater hulle vrees vir die Here. Die Here het hulle vooruit gegaan, en nie die volke wat hom nie geken nie, voor hulle uit verdrywe. Die Here weet alles. Hulle dring daarop aan, om 'n koning van hulle eie te hê. Nogal ironies, soos die heidense volke van Kanaan. Die volke wat deur die Here verdryf is. Hoe kies 'n mens 'n verloor patroon? Hierop reageer Samuel, die profeet en rigter, heftig teenoor die Here, maar die Here korrigeer Samuel. In 1 Samuel 8 vers 6 en 7 lees ons: Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel: Luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê. Want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Met ander woorde, die volk het teen God gerebelleer, nie teen Samuel nie. So word Saul gekroon as die eerste koning van Israel, totdat hy sy vrees vir die Here verloor, en sy ongehoorsaamheid hom sy koningskap kos. Julle sal onthou die verhaal van die Amalekiete, wat hy moes doen, en waar hy nie gehoorsaam was nie. En in 'n oomblik verloor hy sy koningskap, omdat hy nie gehoorsaam was aan die woord van die Here nie. En die Here kies 'n koning na sy hart, 'n koning wat hy weet hom gaan vrees. Die persoon was Dawid. Maar sien, hier is 'n interessante situasie wat nou geskep word hierso. 'n koning wat ten spyte van sy oortredinge sy genade by die Here soek en die Here hom verhoor. Want Dawid het die Here bly vrees. En julle kan gaan kyk na die konings van Juda en die konings van Israel. Die wat hardkoppig was, soos Saul, en nie hulle fout weer herken nie. Die Here het hulle verwerp. Maar die koning soos Dawid, wat herken dat hulle maak 'n fout, het die Here aangeneem, vergewe,
en hulle het aangegaan met hulle heerskappy. Maar einde en laaste het talle van die konings wat Dawid opgevolg het, hulle hart verhard teen die Here. Hulle het nie die Here gevrees nie. En die Here stuur hulle weg as ballinge na die land van die Galdeërs en Babel vir 70 jaar. 2 Kronieke 36 vers 20 en 21 vertel ons daarvan. Daarna sou hulle weer kon terugkeer na Israel, nadat die land genoeg gerus het van hulle ongeregtighede. As jy gaan luister wat die konings partykeer gedoen het, veral Manasse, is net eenvoudig gruwelik. Maar selfs in daardie 70 jaar het die Here hulle nie vergewe nie, of vergeet nie. Die Here het na die 70 jaar, terwyl hulle in ballingskap was, met die profete gepraat. En dit is interessant, as jy die konings en kronieke saamlees met die profete, kry jy duidelik hierdie pool, wat ek aan die begin nog van gepraat het, van hierdie patroon, van 'n volk wat rebelleer teen God, en 'n koning wat rebelleer teen God, maar hierdie God wat intens lief is vir hulle, en net die hele tyd sê, kom terug na my toe. En toe kondig die Here die verlossing aan, Jesaja 52 vers 6 en 7. Luister nou mooi na hierdie vers. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek, hier is ek. Hulle is in ballingskap en die Here sê, hier is ek. En dan volg die bekende vers daarna. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Ek kom later terug na die vers toe. En nog later in Jesaja, met 'n bietjie meer dringendheid, sê die Here in Jesaja 65 vers 1. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. So die Here dring aan dat ons, dit is vir hom van intense belang, dat ons sal besef, hier is ek. Soos waar ons hier vandag, duisende jare later vergader, moet ons weet, die Here sê, hier is ek. Tot hier bewys die Here by wyse van die boodskappers, die rigters en die profete, dat hy sedert die sondeval nog steeds verlang om by ons te wees. Dan verander die toneel. Eeue later bevind die volk hulle in Israel, maar hierdie keer onder die bewind van Rome. Maar hierdie keer kom God nie in die gees na hulle toe nie. God kom in die vlees na hulle toe. Die engel van die Here kondig dit aan in 'n droom aan Josef, aan wie Maria verloof is. Matteus 1 vers 23 sê vir ons, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Die Jode het 'n aardse koning verwag. Groot was hulle teleurstelling. Jesus groei op, raak groot, en toe op 'n stadium van 3 jaar, onderrig hy sy disippels, dat hy doen wat God die Vader doen, en sê wat God die Vader sê. Maar veel meer nog.
Jesus kom bewerkstellig deur sy sterwe aan die kruis, afwassing van ons sondelas. Dit wat ons skeiding maak tussen ons en God. Maar veel meer nog. Dit wat ons verloor het in die sondeval. Die versoening met God die Vader, deur sy bloed. Deur sy bloed alleen. Ek het al voorheen vir julle vertel van Levitikus 17, die 2 woorde wat ons het van bloed. Sedert die sondeval was dit die Here se begeerte, om versoen te kon wees met sy skepsele. Net voor sy hemelvaart kondig Jesus vir hulle die volgende aan. Dit is interessant, dis Lukas wat dit sê. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. In Handelinge, wat ook deur Lukas geskryf is, sê hy die volgende, Handelinge 1 vers 4 en 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Johannes 14 vers 16 en 17 sê vir ons, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie kan sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dis 'n belofte van die Here. Ons hoef nie daaromtrent te twyfel nie. Jesus kan in sy vleeslike liggaam slegs op een plek wees. Maar die Heilige Gees kan oral wees. Dit is hoekom hy opgevaar het in die hemel. In Johannes 14 vers 25 en 26. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is hoekom dit belangrik is, dat ons die Here sy aangesig die hele tyd sal soek. Dat ons ore fyn sal instel, op wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Dit mag dalk partykeer vir jou absurd klink. Wat het jy om te verloor? Die God is bemagtig. Is bemagtig om te herstel as ons nou verkeerd gehoor het. Maar kom ons wees getrou aan die Here. Kom ons wees getrou aan hierdie woord. Dag en nag dit te oordink. Want die Here praat met ons deur hierdie woord. Dit is interessant dat een van die belangrikste feeste van die Jode, en ek dink Erika jy het net gepraat van, een van die belangrikste feeste van die Jode was Shavuot, wat die gee van die wet op die berg Sinai vier. Kom ons nou in Levitikus 23. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Met ander woorde was 50 dae na die Pascha, die Pesach. So Jesus het geweet wat gaan kom.
So op die 40ste dag vaar hy op na die hemel. En hy gee vir sy disippels, sy volgelinge 'n duidelike opdrag, gaan sonder julle af vir 10 dae. Bid. Wag op my. Sodat die belofte bewaarheid kan word. Die woord Pentekost in Grieks beteken 50ste dag. Met die uitstorting van die Gees word die wet van God dus op ons harte geskryf. So as jy die Heilige Gees in jou het, sal jy weet wat die wil van God is. Want die wet van die Here is op jou hart geskryf. Nou, toe ek Desember maand nou die stukkie gelees het oor ek is. Jy kan met vir ons die volgende slide opbring asseblief. Toe kom 2 vrae by my op. As ons praat van, of as die Here om homself identifiseer as ek is, dan is daar 2 vrae wat by my opkom. 1, wat is ek nie? En die ander een is, wat is ek? Wat is jy nie? Onthou die eienskappe wat ek aan die begin gesê het van hoe die volk gevoel het in Egipte? Jy is nie leierloos nie, want die Here lei jou. Jy is nie onwelkom nie, want die Here nooi jou uit na die bruilofsmaal. Jy is nie uitgelewer aan die slinkse planne van die vyand nie, want die Here is ten volle bewus van sy weë. Jy is nie 'n slaaf nie, want Jesus se bloed het jou vrygekoop. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy is nie rigtingloos nie, want die Here roep jou op tot diensbaarheid. Jy is nie sonder burgerskap nie, want die Here reël vir jou 'n permanente woning. Jy is nie vergete en verlore nie, want die Here, hier skermpie is te klein. In elk geval, jy is nie vergete en verlore nie, want die Here is met jou weë goed bekend. Dit is wat jy nie is nie. Wat is jy? Ons lees in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jesaja 52 vers 6 en 7. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier is ek. Jy is 'n getuie. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Wat vrede laat hoor. Wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep. Wat aan Sion sê, jou God is koning. As jy die Heilige Gees in jou het, dan is 'n normale reaksie dat jy van hom sal wil getuig. Dis so eenvoudig soos dit. Maar jy weet waarvan jy kom. Jy weet waar jy nou is. Vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus. Versoen met hom. Die hemelse Vader deur sy
deur Jesus se kosbare bloed. Maar dit is nie al nie. Romeine 8 vers 14 tot 17 lees ons die volgende. En Colleen, ek dink jy het dit so 'n tydjie terug, jy het dit gelees vir ons. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om meer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as kinders, dan ook erfgename. Erfgename van God. En mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom bly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ons is getuies, ons is erfgename, ons is mede-erfgename. Dan ten slotte, so word ons elke dag gekonfronteer met hierdie 3 vrae. Wat maak ek met hierdie getuienis? Wat maak ek met hierdie roepstem? Gaan jy gehoorsaam wees of gaan jy ongehoorsaam wees? Wat maak ek met Jesus? En wat maak ek met die Heilige Gees? Ek is versigtig om die volgende te doen. Maar as van julle is, wat nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, wat nog nie die keuse gemaak het vir Jesus nie, maak die keuse vir Jesus. As daar van julle is wat bekragtig wil word deur die Heilige Gees, en ek vra dat julle sal opstaan, as julle getuie in hierdie wêreld wil wees. Want hierdie Here roep ons, as sy kinders. Duisende jare gelede het hy die besluit geneem, sy seun geoffer vir ons, sodat ons een kan wees met hom. Die Here het vir iemand in die gemeente 3 uur die oggend gisterdag wakker gemaak met 'n woord. En ek sit die hele tyd met dit om te weet, moet ek nou dit kom bekend maak. Ek dink dit is 'n baie belangrike woord. Dit is uit Psalm 92. En met hierdie uitnodiging wat Bertie nou maak, voel ek hierdie is die regte tyd om dit bekend te maak. Daar's so baie mense wat voor die tyd gepraat het en ek sit met hierdie pakkie, wanneer deliver ek hierdie pakkie? En Bertie sê, as jy 'n doping met die Heilige Gees wil hê, kom vorentoe. Maar wat hierdie woord sê, Psalm 92 vers 10, maar U verhoog my horing soos 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Ek voel net, ek wil hierdie uitnodiging uitbrei, selfs al is jy gevul met die Heilige Gees. Maar jy begeer die vars olie vir die tye van 2026. Dit is wat die Here 3 uur gisternag gesê het vir Logos.
Want die persoon het gevoel, dit is spesifiek vir Logos. Dit was nie 'n persoonlike woord nie. Kom ons sluit die oë, mense. Vader, onverdiende guns stort U oor ons uit. Maar daar is geen einde aan die liefde nie. Daar is geen einde aan die sorg nie. Die goedertierenheid is tot in ewigheid. En Vader, al het ons ook hoeveel keer droog gemaak. En selfs Vader, as 'n party van ons is wat dink ons is nie waardig om in die teenwoordigheid te wees nie. Dankie dat ons kan weet in die naam van Jesus dat U het 'n welbehae in elkeen van ons. Vader, sal U dit op ons harte dring. Dit wat U vir ons gedoen het. Sal U vir hulle wat smag na invulling met die Heilige Gees. Dit doen my Here, my God. Sy het op haar harte skryf. U weet. Maar daar is geen ander vir ons nie, Vader. En Heilige Gees sal U vir ons lei in die wêreld waar ons is. Om 'n getuie te wees van die Allerhoogste God. Tydig en ontydig. U naam te kan verkondig. Dankie Jesus vir U sterwe aan die kruis. Dankie vir U kosbare bloed. Dankie Vader dat U nie opgegee het op ons nie. Dankie Heilige Gees dat U vir ons vul. As daar iets is in ons lewens wat nie tot U stigting is nie, dat U aan ons dit sal uitwys, dat ons dit sal los, sodat ons lewens totaal en al oorgegewe sal wees aan U. Dankie vir die belofte, Vader, dat ons is erfgename van U, mede-erfgename van Jesus, ons koning en ons verlosser. En U kom toe al die lof en al die eer en al die heerlikheid tot na alle ewigheid. Liewe gemeente, nou wil ek julle net seën met die volgende woorde. Ek het dit hoeveel keer al gelees, maar kan dit nog steeds nie onthou nie. Nummer 6. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.